Here, U heers, ons koning en ons God, en ons Here heers. En U heers tot in alle ewigheid. Aan U heerskappy is daar geen einde nie. U heers oor alles. Die woord sê, ja, die hemele, die hoogste hemele kan U nie bevat nie. U maak die aarde 'n voetbank van U voete. Die hemelruim is die woonplek. My siel roep uit, o, hoe groot is God. Hoe ondeurgrondelik en onnaspeurlik is sy weë. Wie kan met U vergelyk? U is die onveranderlike, die alwetende, die almagtige, die ewige. En dis voor U wat ons vanmôre ons knieë buig en uitroep, heilig. Ja, so heilig is die Here, lofwaardig om te ontvang die lof van ons lippe. Our God reigns. En hoe wonderlik, Here, om U my God te kan noem, my koning en ook my Vader. Hoe wonderlik om Jesus my verlosser te kan doen, my redder, my middelaar, my vriend. Is dit U lief, Here? Ons is vanmôre hier na toe getrek, want is koorde van liefde wat ons trek, want U het ons eerste lief gehad. Maar Here, ons is vanmôre hier saam, want ons is honger vir meer van U. Sonder U is ons leeg, Here. Sonder U is ons verlore, sonder U het ons geen toekoms. Daarom bid ons vanmôre dat U met U Heilige Gees sal kom, Here, en ons opnuut sal kom aanraak en vul. Ons het U krag nodig. Ons het U bystand nodig. Kom, o Heilige Gees. Kom in die volheid en in die krag. En raak ons aan vanmôre. Het jy nodig om gevoed te word vanmôre? As jy honger, het jy honger gekom? Weet, as 'n mens nie honger is nie, dan besel jy net. Maar as jy honger is, dan gryp jy na dit wat jou kan versadig. Die Here soek vanmôre 'n siel wat honger en dors na Hom. Wat sê Here, ek is desperaat vanmôre. Ek kan nie vanmôre hier uitstap sonder om deur U gevoed te word nie. Waar sal ons gaan? Waar is die woorde van lewe? Here, net by U. Waar sal ons gaan? Vanmôre is die brood van die lewe in ons midde. Dis nie die Here wil van 'n mens dat ek dit vra vanmôre, die Here. Glo dis U wil vanmôre om met U volk bemoeienis te maak. Om met U volk gemeenskap te hou. Ons kom sit vanmôre by U, o Here. We are hungry for a mighty move of God. We are hungry and thirsty for an outpouring of your Holy Spirit. Come, Lord, and feed us once more. I ask it not because we deserve it, Lord, but because of your grace and mercy. Because we know you're a good God, a good Father. Feed us, your children, in Jesus' name. Hallelujah. Ja, wat 'n vader sal as sy seun hom 'n brood vra vir hom 'n klip gee? Of as hy seun hom 'n vis vra vir hom 'n skorpioen gee? As ons dan wat sleg is weet om goeie gawes aan ons kinders te gee, hoeveel te meer
sal ons Hemelse Vader ook nie sy gees gee aan die wat hom bid. Ek dank God vir sy goedheid. Ek dank God dat hy vandag nog steeds met sy volk gemeenskap hou. We serve a good God. Amen. Jesus het gekom sodat ons lewe en oorvloed kan hê. En baie van ons, ek dink ons gedagtes is, ja, eendag as ons in die hemel kom, dan sal ons lewe en oorvloed hê. Ons wag net dat die Here kom, dan sal ons dit beleef. Maar broer en suster, Jesus het nie gesê dat jy hoef te wag vir die hemel, vir lewe en oorvloed. Weet jy wanneer het daar die lewe en oorvloed begin? Die dag toe jy jou hart en jou lewe geonderwerp het aan die Here. En gesê, Here, wees U die meester van my lewe. Op daardie oomblik, toe God jou geregverdig het, toe begin jou lewe. Toe begin my ewige lewe. My ewige lewe begin nie vandag wanneer ek my oë toemaak nie. Nee, ek word net gepromoveer die dag wanneer ek my oë toemaak. My ewige lewe het al reeds begin. Maar weet jy wat die vyand wil doen? Hy wil jou beroof van daardie lewe. En hy gebruik lewensomstandighede om jou kapasiteit wat God vir jou gegee het, om jou vol te maak met sy lewe, om daai kapasiteit en daardie lewe uit te suig uit jou uit. Daarom het ons nodig om gereeld by die voete van die Here te kom en sê, Lord, hier is my cup. Moet jy fill it up again. Baie mense sit vir jare in die kerk, maar hulle is so leeg, so leeg, so leeg. Ons gaan deur die prosesse. Ons sing die liedjies, ons sê amen op die regte plekke. Ons sit die glimlag op, want dis wat mense verwag. Ons trek mooi aan. Ons ken omtrent 10 Bybelversies en ons gedra onsself mooi. Maar broer en suster, wanneer ons eerlik is en ons haal so 'n bietjie die maskers af, ons sit so 'n bietjie die kerklikheid eenkant en ons staan naak voor die Here, dan wil ek vir u sê, ek weet in my hart, daar is baie wat leeg rondloop. En hoe begeer ek nie dat die Here weer sy kerk sal aanraak? Here, raak die mens weer eens aan, sodat jou beker weer sal oorloop. Want wanneer jou beker oorloop, is dit sigbaar. Jy weet, jou liggaam is 'n refleksie van wat hier binne aangaan. Ek het nog nooit gehoor dat jy kan blydskap dink. Blydskap is iets wat wys, is dit nie? Wanneer jy hartseer is, wys dit. Wanneer jy bekommerd is, wys dit. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So ek kan sê wat so meditasie deur te hoor, hoe praat jy? Wat het jy die laaste week gepraat? Ek ellendige mens. Die omstandighede van die lewe. Die budget wat nie wil klop nie. Die ou jug in die ou hand wat my so klaar. En dis alles werklikhede, mense. Ons is nie blind vir die goed. Dis 'n realiteit. Maar broer en suster, wat daarvan ons begin bely 'n ander realiteit. In steede daarvan om dit wat doodmaak, dit wat mismoedig maak, heeltyd te bely. Wat daarvan ons begin bely, die God wat ons dien, is 'n wonderwerkende God. Wat daarvan as ons begin bely, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Wat daarvan as wat ons begin bely, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Geen wapen wat teen my gesmeed word, sal stand. Wat daarvan as ons belydenis net verander? Ons ontken nie die werklikheid van die uitdagings van die lewe. Maar ons is mos kinders van die Here. En ons bely 'n ander werklikheid. En dit is, die hemel is my woning. Amen. En ek wil vir u sê, die hemel is nie bankrot. Die Here het nog nie nodig gehad om die troonkamer op te vuil nie, omdat daar gebrek is nie. Die 400.000 hemels behoort aan hom. En hy weet wat ons nodig het. So klein gelowiges,
Laat ons nie angstig rondkyk. Laat ons nie dat die storms ons benoud maak nie. Dit voel soms, maar hoekom slaap Jesus terwyl die storm so woed? Moenie jy daaroor bekommerd wees nie. Weet jy dat Jesus is in die boot? Dis die belangrikste. Of hy nou praat of nie praat nie, of hy slaap of wakker is, dis nie belangrik nie. Al wat ek wil weet is hy by my in die boot? Maar die boot sal nie sink as hy daar is. Is Jesus in jou lewe? Is hy die meeste van jou lewe? Indien die antwoord ja is, moenie bekommerd wees nie. Hy klaar die wêreld oorwin. En hy berei vir ons 'n plek voor. Maak net jou skatte daar by mekaar. Maak seker jou versekering en jou lewenspolis is daar bo. Dan het jy 'n toekoms. Amen. Nou ja, ons praat nou vreeslik baie vanmôre. Kom ons kom by die woord uit. Ek wil vanmôre kortliks in aanhalingstekens met u praat met die gedagte volkome vervulling. Is dit nie wonderlik om te weet dat in Christus kan ons 'n volkome vervulde lewe leef? Wie wil graag so 'n lewe leef wat sê I am fulfilled? Dit is om uit 'n buffet uit te stap waar jy kan eet soveel as wat jy wil en jy stap uit en sê ek eet vir die volgende maand niks meer nie, want daai belofte hou net vir 24 uur. Maksimum. Want môre middag is jy maar weer lus. Maar as jy by die Here kom sit, dan vervul hy jou. En jy sal in ewigheid nooit weer honger hê of dors nie. Hoe? Om 'n volkome vervulde lewe te leef. Ons gaan lees uit Jeremia, hoofstuk 22. En wanneer ons dit lees, sal ek sê, nou waar kom ons aan hierdie tema uit hierdie verse uit? Maar u sal nou sien. Jeremia 22 vers 24. So waar as ek leef, spreek die Here, al was Gonja, die seun van Jojakim, koning van Juda, 'n seelring aan my regterhand, tog sal ek jou daar afruk. Halleluja! Kragtige woorde. En ek sal jou gee in die hand van hulle wat jou lewe soek, en in die hand van hulle vir wie jy bang is, naamlik in die hand van Nebukadneser, die koning van Babel, en in die hand van die Galdeërs. En ek sal jou wegslinger saam met jou moeder wat jou gebaar het, na 'n ander land waar jy nie gebore is nie, en daar sal jy sterwe, prys sy naam. Maar na die land waar hulle siel na verlang, om daarin terug te kom, daarin sal hulle nie teruggaan nie. Is hierdie man Gonja 'n veragte, verbryselde voorwerp, of 'n ding waar 'n mens geen behaag in het nie? Waarom is hy en sy geslag weggeslinger en weggewerp in 'n land wat hulle nie ken nie? O land, 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 hoor die woord van die Here. So sê die Here, skryf hierdie man op as kinderloos, 'n man wat nie voorspoedig sal wees in sy dae nie, want dit sal niemand van sy geslag geluk om te sit op die troon van Dawid en nog voor Juda te heers nie. Net tot sover. Hemelse Vader, in Jesus naam kom ek, en soos altyd onderwerp ek my aan U. En ek vra dat U woord sal spreek vanmôre. Laat U woord vooruitgaan vanmôre. Mag dit kopermure afbreek. Mag dit ystergrendels stukkend slaan. Mag dit yster en koperdeure oopmaak vanmôre. En mag U woord vanmôre op goeie grond val. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Broer en suster, jy sal vra, hoe kom ons by hierdie tema uit? Volkome vervulling. Met hierdie inspirerende woorde wat ons sopas gelees het. Is dit nie inspirerend nie? Kom ek verduidelik vir u.
Wat gebeur hier in Jeremia 22? God is besig om sy oordeel uit te spreek oor die laaste 3 konings wat sal heers in Juda vanuit Jerusalem. En die Here is besig om hulle te vermaan deur Jeremia. Hy is besig om hulle te waarsku. En hy waarsku hulle oor die tragedie wat hierdie 3 konings sal tref, indien hulle bekeer nie, indien hulle nie terugkeer na die weë van die Here nie, dan sal daar 'n tragedie vir hulle en hulle huisgesinne en ook die volk tref. En wanneer jy deur Jeremia 22 lees, sal jy sien, daar in vers 11, hy praat daar van koning Salem, wat ook bekend was as koning Joas. Hy was die 3de laaste koning van Juda. Dan as jy 'n bietjie verder lees, dan lees jy daar in vers 18 van koning Jojakim, die 2de laaste koning van Juda, en die oordeel wat God oor hom gespreek. En dan wanneer jy na vers 24 gaan, waar ons begin lees het vandag, lees jy van hierdie 3de man genaamd Gonja. Maar hy was ook bekend as koning Jojagin. So jy het gehad koning Joas, koning Jojakim en koning Jojagin. Jy sal sê, wat van koning Sedekia, was hy die laaste Here? Ja, hy was 'n koning van Juda, maar hy was nie deur God aangestel nie, hy was deur koning Nebukadneser aangestel. Hy was eintlik 'n onderdaan aan koning Nebukadneser. Maar die laaste koning wat vir Juda geheers het in die geslag van Dawid was koning Jojagin. En ons sien dat Jeremia noem hom nie op sy naam nie, hy noem hom sommer Gonja. En daar's 'n rede hoekom, want Jojagin beteken whom the Lord has established, wie die Here daar gevestig het. Maar wanneer jy kyk na die lewe van koning Jojagin, dan sien jy, hy het alles behalwe 'n godvreesende lewe geleef. En Jeremia het eenvoudig geweier om hom Jojagin te noem, want hy het nie gelewe soos iemand wat God bevestig het. En hy noem hom toe Gonja. En sien, hierdie koning Jojagin was 'n bose koning. En sy regering was 'n bose regering. Raai hoe oud was hy toe hy as koning gesalf was? Hy was so oud soos my seun. Karel, hoe oud is jy nou? Sê vir die mense. Is jy nog 21 nie? Koning Jojagin was 18 jaar oud toe hy koning geword het. So oud soos my seun. En hy word 'n koning. En hy het slegs vir 3 maande geheers. Een van die kortste heerskappye van een van die konings van Juda. 3 maande. 18 jaar oud. En ons sien, dit was in die tyd van die regering van hierdie koning Jojagin, of soos Jeremia hom noem, Gonja, waar Nebukadneser Jerusalem beleer het van Babylonië, en hulle die inwoners van Jerusalem in ballingskap weggevoer het. En onder daardie mense wat weggevoer was ook hierdie koning, koning Jojagin, en sy moeder. Ons lees van sy moeder. Sy moeder se naam was Nahushta. En hulle was weggevoer na ballingskap, en wat sê die skrif? Hulle sal daar sterwe as ballinge in Babylonië, en dit is ook waar hy en sy moeder gesterf het. Hierdie koning Jojagin het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy het gedoen net soos wat sy pa, koning Jojakim, gedoen het, want hy was ook 'n bose koning. So hy het maar in sy pa se voetspore gevolg. Klink dit bekend? Like father, like son. En ons sien, wanneer ons Jeremia 22 lees aangaande hierdie koning Jojagin,
dat God sê van hom in vers 28, dat hy was 'n verbruiselde en 'n veragte voorwerp in die oë van die volk. Selfs in die mense oë was hy 'n verbruiselde en 'n veragte voorwerp. Nou broer en suster, wanneer 'n mens na die skrif gaan, dan sal jy sien, daar word gereeld in die skrif na die mens verwys, na ons, as 'n voorwerp, of as 'n reënbak, of as 'n erdekruik. Jy weet, as jy gaan lees daar in Jeremia 2 vers 13, dan praat hy van gebarste reënbakke. 'n gebarste reënbakke, reservoir, maar die reservoir is gebars. En wat gebeur as jy water in 'n reservoir gooi, maar daar's barste in? Dan syfer die water weg. En hoeveel kinders van die Here leef met krake in hulle lewe, en soos wat jy kom en jy word gevul, byvoorbeeld op 'n Sondag, of waar jy ook al jou knie buig in jou binnekamer, in jou privaatheid by die Here, dan raak hy jou aan, maar omdat jy 'n gebarste reënbak is, voor jy ooit vee, het daar die lewegewende krag weer uitgefilter. Want jy's nie heel in jouself. Dan verwys hy byvoorbeeld na voorwerpe, ons as voorwerpe. As jy gaan daar na Jeremia 18, en jy lees van die pottebakker en die klei, hy sê vir Jeremia, gaan na die pottebakkerhuis, ek sê jou daar wys, wat ek vir jou wil sê. En hoe hy sien hoe die pottebakker die klei vorm, maar hoe die klei nie reg wil loop in die hand van die pottebakker nie. En dan vat hy daai klei en hy gooi dit weer, en hy maak daarvan net weer 'n ongevormde klomp, en dan begin hy van voor af. En hy praat van 'n voorwerp van eer, en daar is sommige voorwerpe van oneer. En ek wil vir u vra vandag, is u en ek 'n voorwerp van eer voor die aangesig van God, of ons 'n voorwerp van oneer? Vra jouself die vraag. Hoe sien God ons van? Hy verwys ook na ons, as jy gaan lees 2 Korintiërs 4 vers 7, dan praat hy van ons het hierdie kosbare skat in erdekruike. Ons is die erdekruik. And is Christ in me, the hope of glory. Kolossense 1, waar die kosbare skat is. Ons word natuurlik ook verwys as tempels, Korintiërs 3, Korintiërs 6. So daar is verskillende simbole waarna verwys word, wanneer waar gepraat word van die mens. Ons is 'n voorwerp. Gonja was 'n voorwerp wat veragtelik was. Maar God se begeerte is dat ons 'n voorwerp sal wees wat hom welbehaaglik is. Jy sien, ons is immers geskape om welbehaaglik voor die Here te wandel, nie waar nie? Inteendeel, dis wanneer ons welbehaaglik voor die Here wandel, wat jy daarin jou vervulling sal ervaar. Vervulling in die lewe vloei voort vanuit 'n welbehaaglike wandel voor die Here. Nou Gonja, of koning Jojagin, hy was 'n voorwerp van veragting voor die mense. Weet jy hoekom? Want hy het gelewe vir homself. Hoor my vandag. 'n voorwerp van veragting is 'n voorwerp wat leef vir jouself. Jy leef vir jou eie plesier. En koning Jojagin sy hele lewensstrewe was selfbevrediging. En daardie gesindheid het gemaak dat God hom gesien het as onbehaaglik voor sy oë. Broer en suster, ons as mens se hoogste roeping is om 'n voorwerp te wees. Nie wat leef vir homself nie,
maar 'n voorwerp te wees waardeur God homself kan uitgiet deur jou na ander toe. Dis ons hoogste roeping. En weet jy wat? Dit is so jammer om dit te sê, maar dis die waarheid. Daar is te veel kinders van die Here wat die Here wil beperk net tot hulle self. Wat God vir my kan doen. Wat God in my lewe beteken. En dan God vir dit wat hy vir my doen en wat hy in my lewe beteken, dan God daarvoor. Maar ons beperk hom net tot dit. Terwyl God vandag vir ons wil sê dat hy sy natuur en sy karakter en sy krag wil laat deurskemer, wil laat uitwerk deur jou. Hy wil deur jou werk en nie net in jou. Hoor jy wat ek sê? Kyk gou wat sê Filippense 2 vers 12. Daar staan: Daarom geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie my teenwoordigheid nie, maar meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Die heil van God, die verlossing, die King James sê, work out your own salvation with fear and trembling. God has saved me. He has anointed me. He has justified me. Amen. And we can't just keep it within ourselves. We need to work it out. Ephesians 4 vers 1 sê, wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. Wandel beteken ek staan op van waar ek gesit het en ek begin beweeg. Ek demonstreer dit wat in my is. Dis wat wandel beteken. Wees 'n demonstrasiemodel van dit wat God in jou lewe bewerk het. Dis wat die Here wil doen. En deur ons. Broer en suster, waar woon die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees? Ons het laasweek vinnig daarna verwys. Johannes 14 vers 23. Hulle woon in ons. In ons. Maar dit is sy begeerte om nie net in jou te woon nie, maar om homself uit te giet deur jou. Dit is sy begeerte. Hy begeer om van jou dat jy 'n voorwerp sal wees waardeur hy sy lewe, sy goedheid, sy genade, sy liefde, sy guns, sy waarheid, dat hy deur jou al daardie kwaliteite van homself kan uitstort na ander. Dis sy begeerte. En broer en suster, dis waarom hy ons gered het. Jy sien, hy wil in jou werk, sodat hy jou kan voorberei om deur jou te werk. Sê met my. Hy werk in jou, Dion. And he's busy preparing you, because there's something that he needs to work through you. Dis wat Filippense 2:13 sê, want dis God wat in my werk, om te wil en te werk, na sy welbehaag. Jy sien, broer en suster, dis ons lewensdoel. O my vriend, dis hoekom ons geskaap is, om hom welbehaaglik te wees. Dis ons lewensdoel, as die werk van sy hande.
Openbaring 4 vers 11. And for thy pleasure they were created. Ons was geskape om hom te behaag. So ek vra jy my vriend, wees eerlik vir 'n slag met jouself. Ek is eerlik met my. Ek vra myself, is my lewe 'n lewe wat God behaag? Is ek 'n voorwerp van eer? Dis die vraag wat ons moet vra, want dis waarvoor ons geskaap het. En dis in die graad wat jy 'n lewe leef wat hom behaag. Dis in daai selfde graad waarin jy vervulling in die lewe sal ervaar. Want ware vervulling vloei vanuit 'n lewe wat daarop gefokus is om God welbehaaglik te wees. Ware vervulling lê nie in besittings nie. Dit lê nie in ander dinge nie. Ware vervulling lê in 'n lewe wat sê, have your way in my life. En soos wat jy daai lewe leef, my suster, sal jy vervulling ervaar. Dis in so 'n lewe. Jy sien mense, te veel mense, dat die deursnee mens vandag, en ek sluit sogenaamde Christene in. Ons leef 'n lewe van selfplesier. En ons leef nie 'n lewe om God te plesier. Daar's 'n groot verskil. Self-pleasure versus godly pleasure. Weet julle hoekom doen mense dit? Want ons dink dat plesier is goed vir ons. Ons dink dat wanneer ons prettig is, en nou sê ek het nie prettig, vra maar vir die mense, wat ons is baie pret. Dit beteken nie ons moet suurknolle wees nie. Nee. Maar die vraag is, waarin vind jy jou plesier? Ons het baie plesier. Hoor jy, as jy 'n mean braai wil sien, ons kan braai. Ons offer die skaap 3 maal 'n week. Die brandoffertjies gaan op. En ons kan kuier. Woe, ons het hierdie dag lekker gekuier. So dit, ons praat nie van as jy kind van die Here is, dat jy moet nou preuts raak. Jy weet, 'n lang gesigte en afsondering, nee. Nee. Die vraag is net, waarin vind jy jou vervulling? In die wêreld, en dit wat hy offer? Of in Christus? Nou broer en suster, die deursnee mens dink dat plesier gee vir my vervulling. Maar is dit so? Is daar regtig 'n vervulling, 'n vervulde lewe in die plesiere van die lewe? I don't think so. Inteendeel, dis juis omdat die mens 'n plesier gedrewe lewe leef, dat hulle juis so leeg is. Dat hulle juis so onvervuld leef. Weet jy hoe werk dit? Jy sien, ons as mens dink dat die plesier wat die lewe vir ons offer, gaan ons vervul. Of as jy 'n sekere status bereik het, of 'n sekere hoogte, of 'n sekere posisie, as ek net daar kan uitkom, as ek net daai hoogte kan bereik, as ek net daai pos kan kry, as ek net daai posisie kan vervul, as ek net daai prestasie kan behaal, as ek net daai droom kan bereik, dan sal ek gelukkig wees. Maar weet jy wat, dan rig mense hulle hele lewe om daai droom te bereik. Om daai fantasie uit te leef. Om daai plesier te beleef. En dan, as jy gelukkig is, en dis nie almal wat gelukkig is om uit te kom nie, maar selfs al bereik jy dit, dan sien jy, dat dit wat jy gedink het, jy gaan ervaar, is nooit wat jy kry nie. Inteendeel, soveel mense is teleurgestel, wanneer hulle dit bereik, en hulle is onvervuld. Want jy sien, my liewe vriende, die fantasie
is veel groter as die realiteit. Dink aan, Donald Trump het een keer gesê, the excitement is not in the end goal, but in the chase. Hy sê, but when you reach the goal, it's not so great. Hy wat die altyd sê, we are deep for greatness, something great is coming. Hy self het gesê, dat die eindproduk is eintlik teleurstellend. Maar dit is die strewe daarna, dis waar die opwinding in lê. En soveel mense is opgewonde, die dag as ek 'n multimiljonair is, die dag as ek hierdie posisie bereik, as ek in die sportwêreld so, dan sal ek gelukkig wees. En dan bereik jy dit? Ek weet, jy weet waarvan ek praat, broer. Die oomblik as jy nou daai sport bereik het, dan sê jy, dit was nou nie eintlik wat ek gedink het sal wees nie. Nie waar nie? It's not! So die wêreld, dit wat hy vir jou offer, gee nie ware vervulling nie. So is dit nou nie moeite werd om ons hele lewe in te rig, om die baas van die plaas te wees. Dis net, ek wil die baas van die plaas wees. It's not worth it. So broer en suster, hier is Gonja, sy hele lewe, hierdie koning Jager, het sy hele lewe ingerig, vir homself. En sy lewe, voor die oë van die Here, was 'n veragtelike lewe. Omdat hy vir self geleef het. En broer en suster, as u en ek ons lewe gaan inrig, vir onsself, in ons eie plesier, dan sal u sien, net soos Gonja, sal ons ook gevange geneem word, deur ons vyand, die duiwel self. En jy sal 'n slaaf word, van 'n plesier gedrewe lewe. Jy sal vasgevang word, in die plesiere van die lewe. En weet wat gaan dan gebeur? Jy sal soos koning Joachim sterf in die land van jou vyand. Want die loon van die sonde is nie dood. En 'n lewe wat God nie behaag nie. 'n lewe wat sy strewe nie is om te sê, Here, hoe kan ek U wel behaaglik wees nie? Is 'n lewe van sonde. En dit sal jou doodmaak. Nou broer en suster, as ons nou verder lees, hier in Jeremia, hoofstuk 22, hoor gou hierdie woorde wat hy spreek. Hy sê daar in vers 29, O land, 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 hoor die woord van die Here. Hoekom sê jy Joachim, o land, land, land? Weet jy hoekom sê dit? Hy praat nou met die aarde, want die mense luister nie meer nie. Het jy al ooit in 'n gesprek gesit en jy besef, jy's besig om hier dikstukke te praat, maar mense gee nie regtig aan, maar weet, gebeur gereeld met jou, né? Jy praat nou hierso, maar jy sien die aandag van die mense is oral behalwe waar jy is. En dit al met jou gebeur. En nou wat doen jy? Dan draai jy jou stoel sommer om en praat jy met die muur. As jy die muur, kom ek vertel vir jou 'n storie, vertel die soutpot op. Ja, soutpot, soutpot, soutpot. Kom, dit is eintlik wat hier gebeur. Waar die volk van die Here luister nie meer vir Jeremia nie. Hulle verag wat hy te sê het. En Jeremia sê, maar as julle nie luister nie, dan praat ek met die land. Ek praat met die aarde. Jy sien broer en suster, Jeremia kon nie stil bly nie. Al luister die mense net, hy aangehou praat. Partykeer dan irriteer dit ons, né? Maar hy kon nie ophou nie, want die woord van God het soos 'n vuur gebrand in sy binneste. As jy gaan lees Jeremia 20 vers 9, dan sê hy, dis hoe die woord van God in hom was. It was like a fire shut up in my bones. Hy kon nie stil bly. Hy moes spreek. En broer en suster, laat my so dink aan die woorde van Jesus. Onthou julle daar in Lukas 19, toe hy nou daar ingery het met die donkie, of met die esel. En die mense so uitroep, Hosanna, Hosanna. En hulle hom vereer as 'n koning en 'n profeet. En toe kom die fariseërs mos daar net te sê, Jesus, u moet hierdie mense stil maak, hulle is besig om te laster.
Hulle probeer Jesus oorreed om die volk te sê om nie om so te verhoog nie. En wat sê Jesus vir hulle? Lukas 19 vers 40, hy sê, hoorie, as hierdie mense dit nie uitroep nie, sal die klippe dit uitroep. Met ander woorde, have your choice. You want the people to sing thy praises, or you want the earth to sing thy praises. Met ander woorde, as die mens nie gaan praat nie, sal die aarde praat. As die mens nie wil luister nie, minstens die aarde luister, as God praat. As God sê son gaan op, dan gaan die son op. As God sê wind waai, dan waai die wind. Maar ons as mens, ons ore is toegestop vir die ingeplante woord van God. En dis wat Jeremia ervaar, die mens sluit homself toe vir die woord van die Here, en hy draai en hy sê, o land, land, land. En dis nadat hy gesê het, hierdie woorde, toe rig hy sy vertoë na hierdie koning, na koning Jojagin. En hy begin die oordeel van God oor hom uit te spreek. Hoor net wat sê hy, aangaande hierdie koning. Hy sê in vers 30, hy sê, so sê die Here, skryf hierdie man op as kinderloos. Wat het hy daarmee bedoel? Dit het nie beteken dat hy nie meer kinders sal hê nie, want hy het kinders gehad. Maar wat dit hier beteken is, dat daar sal van koning Jojagin se nageslag nie weer een opstaan, wat as 'n erfgenaam, of as 'n opvolger, of as 'n koning sal sit op die troon van Dawid nie. Met ander woorde, die nageslag eindig by Jojagin. Daar word die lyn getrek, want jy wil nie hoor nie, jy het jouself verset, en jy leef vir jouself. Van nou sal daar nie weer 'n koning op die troon sit nie. Dis wat dit beteken. Want daar was nie weer na Jojagin 'n koning wat op die troon van Dawid gesit het nie. In die geslag van Dawid. Nou, jy sal af my sê, maar hoorie, maar dis nou 'n bietjie van 'n probleem. Want onthou jy wat het God vir Dawid beloof? Daar sal altyd. As jy gaan lees 1 Konings 8:25, 1 Konings 9:5, Jeremia 33:17, jy kan dit maar gaan lees, dan het God vir Dawid beloof, daar sal uit jou nageslag nooit weer iemand op die troon ontbreek, wat uit jou lendene kom. Maar hier by Jojagin, as gevolg van sy wederstrewigheid, kom Jeremia en hy spreek 'n vloek oor Jojagin, en hy sê vir hom, daar sal uit jou nageslag nie weer 'n koning op die troon sit. It's a bit of a problem, isn't it? Wat nou? Jy sien, toe God het vir Dawid sê, het Dawid dit geïnterpreteer, dat God gee vir hom belofte, dat uit sy lendene sal die Messias kom, wat vir ewig sal sit op die troon van Dawid. En Dawid het verstaan, dat die Messias sal uit sy lendene kom. En hy sal vir ewig die troon inneem, en hy het dit reg geïnterpreteer. Maar nou het die Messias nog nie gekom nie, en hier stop die nageslag by Jojagin, wat gaan ons nou maak? Ekskuus, ek vra vir jou vraag, wat gaan ons maak? Want ons weet, God kan nie lieg nie. Titus 1:2, Hebreërs 6 sê, God kan nie lieg nie. God het nou vir Dawid hierdie belofte gemaak, maar wat nou? Hier stop die nageslag. Kom mense, ek vra vir julle, wat is die antwoord? Tannie Betty, jy is toch die slimste onder die slimste. Ja, maar hy het nog nie gekom in die tyd nie. Maar het hy al gekom? Die Messias, was hy al hier gewees? Hallo? Was hy al hier gewees op aarde? Ja, hy was pas al een keer hier. Nee? Nee, ek dink ons noem hom Jesus. Nee, hy was mos gebore uit wie uit? Uit Maria. Wag. Hierso, kom ek gee gou vir julle 'n lekker stukkie golden nugget. Nee, julle hou mos van golden nuggets. Of hou julle van Fruit Loops? Ek hou van albei. Maar hier is die ding. God het wel dit gesê. Hè? Maar wanneer jy na Matteus 1 toe gaan,
Wat is die eerste ding wat jy lees? Die geslagsregister van Jesus, maar vanuit die geslag van Josef, die pa. Né? En as jy gaan, Josef, kyk, hy was nie tegnies die pa nie, maar hy het later ons met Maria getroud. Né? Maar ons weet dat hy was nie betrokke gewees. Né? Ons sal nou daarby kom. Maar die geslagsregister tot op Josef. Alright? En as jy teruggaan, julle is mos so lief om geslagsregisters te lees, dis hoekom julle so mal is oor die boek Numeri en al die goed. As jy teruggaan op my geslagsregister, sal jy sien dat Josef kom uit die geslag van Dawid. Ok, so dit kwalifiseer omdat die Messias gaan kom uit die geslag van Dawid. Maar, there's a problem. Want as jy Matteus 1 vers 11 lees, dan sien jy dat deel van die geslag van Josef is Joachim. So Josef is ook in die nageslag van koning Joachim, of koning Gonja, of hy noem hom daar Jegonia. Gaan lees Matteus 1 vers 11. Joachim het baie name gehad. Jegonia, Joachim, Jenne. En so die feit dat hy uit daai nageslag kom, diskwalifiseer vir Josef om daar eintlik die pa van Jesus te wees, waar die nageslag gaan kom. Want God het gesê, daar sal nie uit jou nageslag, Jegonia, sal daar nie meer 'n koning opstaan. So het kan nie uitkom van Josef nie. Maar, halleluja, daar's nog 'n geslagsregister. Weet julle waar kry julle hom? In Lukas, die 3de hoofstuk. En dis die geslagsregister van Maria. En ons weet dat Jesus was gebore uit Maria. En dit was 'n maagdelike geboorte gewees. Daar was nie 'n betrokkenheid van 'n ander party nie. God self het haar bevrug deur die Heilige Gees. Woe! En as jy daai geslagsregister lees, Michael, ek weet, jy is mal oor geslagsregister. Dan gaan jy sien dat Maria kom ook uit die nageslag van Dawid. Maar jy sal sien, hierdie Jegonia of Jegonia of Joachim kom nie voor in haar geslagsregister nie. Jy sal sien, sy kom uit die geslag van Dawid en daarna Dawid, sy seun, hy het baie seuns gehad, maar sy een seun, Nathan, hy was 'n broer van Salomo. So ons sien haar lyn, het 'n ander roete gevolg. Hy bypass Jeconiah. So God het sy woord gehou. Maria kom uit Dawid en uit Nathan tot op haar. Jesus of God word nie omkant gevang nie. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. God will make a way. Partykeer sien jy dit, jy dink, hoor jy, dis die einde. Dan sê God, hey, daar's 'n weg wat jy nie sien nie. Maar onderwerp jou aan my en ek sal jou op daai weg vat. En hier kom God en deur die eeue heen het hy 'n ander geslagsregister begin. Want hy het geweet, hy gaan deur Maria die seun in lewe bring. En uit haar uit sal die Messias gebore word, wat vir ewig sal sit eendag op die troon van Dawid. En hy sal heers en regeer tot in alle ewigheid. Dis wat Jesaja 9 vers 6 ons beloof het, sy heerskappy staan vas tot in alle ewigheid. Is dit nie wonderlik, die mense, hoe God werk? So hierdie Jegonia, die druk by die kat, waar hy toe bypass het. Want hy het 'n lewe van selfplesier gelewe. En vriend, ek wil vir jou sê, as dit jou lewe is wat jy kies, en ek weet ek praat met die verkeerde mense, maar jy moet weet, die goed word op kamera opgeneem, so ek praat eintlik met die ouens wat die goed kyk na die tyd. Ek praat eintlik nie met julle nie, julle is mos almal welbehaaglik voor die oog van die Here. Maar vir 'n geval, daar een ingesluip het vanmôre wat weet, ek leef eintlik vir myself. Wil ek sê, as jy lewe vir jouself, is jy soos 'n Gonja of 'n Joachim.
Jy leef vir jou eie plesier. En eintlik is jou lewe veragtelik voor die Here. En of jy dit nou wil erken of nie, jou lewe is 'n onvervulde lewe. Jy is nie werklik gelukkig nie. You can't be. Slegs in Christus is daar ware vrede, ware geluk. Maar ten spyte van jou lewe, en die Here genade vir die wat om jou is, en as hulle die Here soek, sal die Here jou bypas. Hy sal nog steeds met die deel in jou familie, in jou werksomkring. Hy sal deel, totdat jy ook in lyn kom en sê, I surrender. Dan sal God met jou ook deel. Hy is in elk geval besig om jou te trek. Deur sy Heilige Gees is hy besig om jou te oortuig. Jy sit dalk vanmôre hier of jy luister na die woord en die Heilige Gees is besig om aan jou hartsnare te roer, om te sê, kom na Jesus toe, want die Heilige Gees is die een wat jou bring tot by Jesus. Hy stel jou voor aan jou verlosser. En wanneer jy jou verlosser ontmoet het, dan kom Jesus en hy sê, ontmoet die Vader. Die een aan wie alles behoort. Maar as jy 'n gonja is vandag, vir selfplesier leef, is jy God nie behaaglik. En het jy geen deel aan die erflating wat kom, en wat ons deel sal word as mede-erfgenaam van Jesus Christus. Want ons is mede-erfgenaam, Romeine 8:17. Ons is erfgename van God, mede-erfgename van Jesus. Maar as jy hom volg, en as jy jou onderwerp aan hom, en as jy vir hom leef, my sussie, dan wil ek vandag vir jou sê, dat jy is 'n koning en 'n priester, en dat jy gaan saam met hom leef, saam met hom regeer, saam met hom heers, en in die hemele is ouderdom nie 'n issue nie. Jy sal saam met hom regeer, as 'n koning en 'n priester. Jy sien, broer en suster, Jesus het gekom. Wat het hy gesê? Waarvoor het ek gekom? Om die wil van my Vader te doen. Johannes 8:29. En hy het dit gedoen om vir ons 'n voorbeeld na te laat, sodat ons ook so sal leef. Soos wat ek is in die wêreld, so is julle. Wees my navolgers. Elke keer as Jesus 'n disipel roep en sê, kom, volg my. Volg my, volg my, volg my. En Filippense 2:5 sê, hierdie gesindheid moet in julle wees, maar daar ook in Jesus Christus. Hy het 'n diensknegt geword, hy het 'n dienaar geword. Ons moet ook soos 'n drankoffer uitgegiet wees en 'n dienaar wees van die Here en vir sy Vader. Amen. En wanneer jy dit doen, my vriend, wanneer jy 'n lewe leef wat God wel behaaglik is, sal jy vervulling in jou lewe ervaar. Volkome onderwerping bring meer volkome vervulling. Sien jy dit? En dis wat God vir elkeen van julle begeer. Wie wil volkome vervuld wees? Ek weet ek wil. Ek weet ek kom nog kort, maar Here help my. Help my, o Here. Lei my, Here, lei my na die waters waar is. Dis my begeerte en dis my gebed, ook vir een en elkeen van u. Kom ons, laat dit so vir 'n oomblik stil voor die Here. Ag Here, u woord is so duidelik. U woord is so eerlik. U woord hou ons nie in duisternis nie, maar openbaar aan ons wat u wil vir ons is. En dit maak aan ons bekend ook, Here, hoekom ons soms so leeg voel, so onvervuld voel, want dit kom in die dae wanneer ons lewe u nie behaag. Dit kom in die dae wanneer ons vir onsself lewe en nie vir die een wat ons geformeer het. Maar ons sien dit vanmôre in die lewe van hierdie koning wat vir homself geleef het. En hy was 'n voorwerp wat veragtelik was. Hy was 'n gebarste reënbak. Hy was 'n voorwerp van oneer. Maar u roep ons vanmôre. En hy herinner ons vanmôre. Wees 'n voorwerp van eer.
wees 'n erdekruik, wat 'n kosbare skat inhou, Jesus Christus, die hoop van heerlikheid. En leef Christus uit, want is in die uitleef, waar daar vervulling. O Here, ons het vanmôre gesing, U is my kap, vul dit op. Maar U sê vanmôre vir ons, wandel waardig hierdie roeping. Dankie vir die sekerheid wat ons het, dat U sal altyd U verantwoordelikheid nakom. U doen die werk aan die binnekant. U skep in ons 'n rein hart. U gee ons 'n vaste gees. U haal die hart van klip uit en gee ons 'n hart van vlees. U doen die werk aan die binnekant. Maar om volkome vervulling te ervaar, Here, weet ons vanmôre dat ons moet ook ons deel van die verantwoordelikheid nakom. En dit is om U te behaag in ons wandel. Help ons, Here. Help ons om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar om begrip te toon, dit te verstaan en dit vas te maak in ons harte en te doen dit wat U van ons vra. Dat ons nie net woorders sal wees nie, maar dade. Dis my gebed vir een en elkeen wat vanmôre bereid is om te hoor wat die Gees van die Here aan die gemeente wil sê. En ek dank U, Here, vir die werk wat U nou doen. En elkeen wat U woord met blydskap ontvang. In Jesus naam, Here, ek U daarvoor. Amen.